daar's niks of niemand groter as U nie. En ons as die mense staan onder die vaandel van U liefde en U getrouheid en U godheid en U guns. En ons kom rus ook vanoggend in dit. In hierdie oomblikke, Here, waar ons stil word voor U, vir die volgende tydperk, bid ons Heilige Gees, dat U in ons harte en ons lewens sal besig wees, dat niks ons aandag of ons fokus of ons gedagtes sal weghou by dit wat U vanoggend wil doen, Here. Omdat U die God van die oomblik is, en elke oomblik is U in hierdie oomblik. En omdat U in hierdie oomblik is, Here, is die 'n belangrike oomblik. En is niks groter as dit wat U ook nou vir ons wil sê, of wil doen, of wat ook al. So ons gee vir U toestemming, Heilige Gees, om kragtig te werk in ons lewe. Fokus ons gedagtes, rig ons nou in hierdie oomblikke op U. Amen. Die wilde van die Heer, gekleed in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy kleed homself met lig, en duisternis moet vlug, die begin en die einde, die begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. Eeuwe kom en gaan, en tyd is in sy hand, die begin en die einde, die begin en die einde. Die Godheid drie in een, o Vader, Gees en Seun, die leeu en die lam, die leeu en die lam. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. Hy sien almal elke naam, waardig is die Lam, en my hart sal sing, hoe groot is ons God. Hy sien almal elke naam, waardig is die Lam, van my hart sal sing, hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. You are the Word at the beginning, born with God the Lord Most High.
worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. Jesus, you wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you. I worship you. You are here, meeting every need. I worship you. I worship you. Amen, baie dankie. Kom ons neem ons sit lekker in. So ons is hierdie jaar by die gemeente besig om te gesels. Ons jaartema is ons leef vanuit die belofte. Ons leef vanuit die belofte van God. As jy dit nou nog nie agtergekom het of nog nie weet nie, maar dis ook hoekom hierdie massiewe groot reënboog hier voor staan. Vir ons as 'n simbool van die belofte van God. Want as ons na die reënboog kyk, dan onthou ons die belofte wat God gemaak het, die eerste belofte, en ons kyk daarna as die groot simbool en die herinnering vir my en jou van die belofte van God. So as jy hierdie jaar in die kerk inkom, hy gaan rondskuif in die kerk, die reënboog, en dit is veronderstel om jou herinnering te wees, dat ek en jy staan onder hierdie belofte. Ons staan onder hierdie reënboog. En as jy dalk op 'n dag voel, ek weet nie of die Here se beloftes nog waar is in my lewe nie, kom staan maar onder die reënboog, en vat 'n oomblik van stilte en herinner jouself daaraan. Die reënboog staan vas. Alles hierheen van karton gemaak, die regte een staan vas.
en hy troon uit bo die berge, bo die see, bo alles, want dis hoe God se belofte ook uittroon bo dit alles. En dis ook juist vanoggend ons tema waar ons gaan gesels, God hou sy beloftes in stand. God hou self sy beloftes in stand. En dit is 'n wonderlike stuk vryheid wat ek en jy in die eerste plek het wanneer ons oor die beloftes van God praat. God hou sy beloftes in stand. Nie ek of jy nie. Nie dit wat ek doen of nie gedoen het nie. Nie hoe oulik of minder oulik ek is nie. God hou self sy beloftes in stand. En soos ons vandag so 'n bietjie net deur die beloftes van God van die begin tot die einde gaan werk, hoop ek dat jy dit sal onthou. Dat jy die ontvanger is hier van God se beloftes. Dat jy die een is wat leef in dit. Jy kry die voordeel van dit. Jy hoef nie soos God dit in stand te hou, aan mekaar te sit te worry, hoe gaan ek hierdie belofte van God regkry of uitsorteer of gaan dit waar? God hou self sy beloftes in stand. En herinner jouself daaraan soos wat jy kyk ook na die reënboog. Ek wil lees vanoggend uit Hebreërs 6 uit vers 13. Hebreërs 6 vers 13, as jy dit wil saam lees. Die keer is ek seker oor die teks. Ek sê nie 'n ander teks en dan lees ek iets anders te nie. Soms net 'n grappie voor ons begin. Die dosent vertel vir ons toe ons teologie geswat het baie jare terug. Die skrywer van Hebreërs is onbekend, ons weet nie wie dit is nie. So daar's 'n klomp teorieë, maar daar's niks wat ons kan vasmaak en sê dis definitief hierdie ou nie. So ons sê maar net ons weet nie wie het hom geskryf nie. So hy word in die tradisie oorgelewer. So die dosent vertel vir ons, in 'n mondeling kom 'n student een keer by hom en hy vra vir hom 'n klomp vrae aan die einde van die mondeling. Sy vra hy vir hom, so meneer, wie het die boek Hebreërs geskryf? En hy sê, laat ek net gou dink. En hy dink. En hy sê, ja, dis op die punt van my tong. Ek gaan jou nou sê, dis op die punt van my tong. En die dosent af en sê vir hom, liewe aarde student, tussen jou en die Here is julle die enigste twee wat weet en nou het jy ook nog vergeet. Nou weet niemand van ons wie Hebreërs geskryf nie. So as ek sê iemand het Hebreërs geskryf, dan weet ek ook nie eintlik wie dit is nie, maar iemand het hom wel geskryf en dis die voorreg wat ons het. En dalk is dit omdat die boek so kompleks is dat hy nie sy naam wou bysit nie, want Hebreërs is van die meer komplekse boeke om te verstaan in die Bybel. Hebreërs 6 van vers 13, die sekerheid van die belofte van God. Toe God aan Abraham die belofte gemaak het, het hy niemand groter as hy self gehad, by wie hy 'n eed kon bevestig nie. Daarom het hy dit met 'n eed by homself bevestig en gesê, ek sal jou beslis ryklik seën en jou 'n baie groot nageslag maak. En so het Abraham dan, nadat hy geduldig gewag het, gekry wat aan hom beloof is. Mense lê 'n eed af by iemand wat groter is as hulle self. Vir hulle is dit die bevestiging van 'n saak en dit sluit alle teespraak uit. En omdat God aan die erfgename van die belofte bo alle twyfel wou verseker dat sy besluite onveranderlik is, het hy dit met 'n eed gewaarborg. Die twee onveranderlike dinge, die belofte en die eed, waarborg dat God sy woord gestand sal doen. En is vir ons wat ons toevlug tot hom geneem het, 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop wat vir ons weggegee is. Hierdie hoop besit ons as 'n veilige en 'n onbeweeglike lewensanker wat agter die voorhangsel vas is. Dit het Jesus ons voorloper ter wille van ons ingegaan en hy is vir ons die ewige hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. So die belofte in die eerste plek. So die skrywer van Hebreërs gaan nou terug daar in die begin van die Bybel toe God 'n belofte aan Abraham gemaak het. En die belofte, die plek waar hy begin het om die belofte te maak, is waar hy vir Abraham gesê het, as gevolg van jou getrouheid sal ek jou getrouheid en jou gehoorsaamheid aan my, sal ek vir jou 'n nageslag gee. Beloof ek om vir jou te gee. So dis die eerste aspek daarvan. Die tweede aspek is noem ons die verbondsformule wat op verskeie plekke in die Ou Testament, maar dis die belangrikste belofte wat op 'n klomp verskillende plekke voorkom. En daai belofte is ek sal jou God wees en jy
sal my volk wees. Seker een van die kragtigste beloftes in die Bybel. En nou kom skryf die skrywer van Hebreërs en hy sê, ons is die erfgename. Ons is die persone wat gaan erf as gevolg van hierdie belofte. Hierdie belofte wat God gemaak het, is deel van wie ons is. So as ons dink aan die reënboog, dan is dit die belofte waaronder ons staan. Ek is by jou. Ek is jou God en jy is my mens. Jy behoort aan my. Ek is by jou. Jy's kosbaar vir my. Jy's my besitting. Wie jy is goed vir my en ek maak 'n deel van my lewe. Nou beloftes is seker een van die goed wat die meeste gebreek word op hierdie aarde. Ons kyk na ek kan gelukkig nie eens onthou wat die huidige egskeidingssyfer is nie, maar ek dink dis ten minste die helfte of 2/3 of iets soos dit. So ek sê altyd vir 'n kappel, as ek jou trou, 2/3 van hierdie mense in hierdie boek van my gaan dit nie maak nie. So wat gaan jy doen om seker te maak jy werk daaraan en wat so storie ook al ek vir hulle vertel. Maar daar's die eerste belofte wat ons maak, wat ons nie in stand gehou kan kry nie. Die beloftes wat ons aan mekaar maak, daai ene het beloof, hy sal dit of dit of dit doen. Daniel, my seentjie, dink ek nie verstaan iets van 'n belofte nie, maar hy dink hy verstaan iets van 'n belofte. Want elke keer as ek hom iets sê, dan sê hy, "Pappa, ek beloof ek sal dit doen." En raai wat? Hy doen dit nie. So van kleins af kry ons die beloftes reg nie. So dis amper asof ons gekondisioneer is om wanneer ons dink oor beloftes of hoor van beloftes, dat ons ervaring van dit is it's not gonna happen. Dink aan die beloftes wat jy 31 Januarie aan jouself gemaak het. Hier staan ons amper 31 Desember. Hier staan ons amper op 31 Januarie. Het jy daai beloftes nagekom? Waarskynlik nie. No judgment. Maar ons sukkel. So as ons hoor God maak 'n belofte, dan val dit in daai so van daai emosionele bagasie van ons verlede. Ek weet nie of ek hierdie ding kan trust nie. Ek weet nie of dit regtig waar is nie. Ek weet nie of ek my lewe kan bou op dit nie. Want dit is deel van dit wat die belofte vra. Nie net dat ek dit hoor of interpreteer of verstaan nie, maar dat ek wie ek is bou op dit. Dat my bestaan en my lewe en my integriteit en my verstaan van myself en my interpretasie van God, dat dit gebou word op hierdie groot en wonderlike ding. So, ons is twyfelagtig oor beloftes. Maar wat van God se beloftes? Is dit ook normaal dat ons dit in twyfel trek? Of is dit ook oukei? Dalk moet ons eerder dit vra. Ek dink ons het 'n slegte geskiedenis van belofteverbreeking tussen mense. Ek dink dit maak dit baie moeilik, soos ek gesê het. Dit in die eerste plek. Maar in die tweede plek, dink ek ons sukkel, en ek praat van myself, sukkel ons om te onderskei tussen God se belofte en eie begeerte. Want ons is soms baie vas en oortuig dat God vir ons 'n bepaalde ding gesê het of beloof het, en dan is ons teleurgesteld en kwaad vir God as hy dit nie vir ons gee nie. So as hy dit nie vir ons gee nie, is dit God wat sy belofte verbreek of ek wat dalk verkeerd gehoor het? Dis die eerste ding waar ons ook moet onderskei. Wanneer ons met God se beloftes besig is, moet ons seker maak dis iets wat ook in lyn is met dit wat God vir ons sal sê, of in lyn is met die waarheid van God. Maar ek dink daar's groter beloftes wat meer saak maak. En wanneer ons eerder op dit fokus, word die begeertes of die misleidende begeertes wat ons soms vertaal as beloftes van God, vervang deur die groter beloftes, wat die skrywer van Hebreërs ook hierso probeer vertoon het. Iets van dit probeer vasmaak het, dat hy gesê het, dat dit wat God gegee het, dit wat God waarlik gegee het, staan vas uiteindelik. So kom ons keer net gou terug na die teks toe. In eerste plek, ons het die sekerheid van God se ewige belofte.
Ons het daai sekerheid en niks kan dit van ons al wegvat nie. In die Ou Testamentiese konteks was die manier hoe iemand 'n belofte aan 'n ander persoon gemaak het, was om 'n ander persoon van 'n hoër rang en gesag daarbey te betrek. So hulle sou waarskynlik gesê het, ek beloof, ek sal hierdie geld vir jou teruggee en dit beloof ek voor die magistraat of die gouverneur of wie ook al dit uiteindelik is. Nou wat God in hierdie gedeelte doen, sê hy, ek beloof om jou God te wees. Ek beloof om by jou te wees. Ek beloof om jou 'n nageslag te maak wat geseënd is. En by wie maak ek hierdie groot belofte? By myself. Want as ek dit nie nakom nie, dan gaan ek teen my eie karakter in. God sit eintlik sy eie karakter op die spel. En sê as ek vir jou hierdie belofte maak, van die verbondsbelofte aan jou maak, dan sit ek my karakter en my God wees op die spel. Want so seker is ek, dat ek dit nie kan wegvat nie, dat dit nie sal verander nie, dat dit nie sal onklaar raak nie, dat ek bereid is om myself op die spel te plaas vir dit. En dis in die eerste plek ons weet, dat hierdie belofte van God waar is. Hy beloof dit met 'n eed aan homself. So wat is die belofte waarvan die skrywer praat? Die Abraham belofte. En ek wil weer sê, ek dink regdeur ons lewe is ons ervaring dat God vir ons beloftes maak. En net jy en die Here weet wat die verhouding is waarbinne daai belofte plaasgevind het. Wat die begeerte is of die woord of wat ook al dit is wat saam met dit gegaan het. Maar daai belofte, net soos ek dink al die kleiner beloftes in die Bybel, van toe hy byvoorbeeld met Joshua gepraat het, en van gesê jy sal hierdie volk oorwin of jy sal hierdie 'n magtige oorwinning hê. Al daai beloftes was add-ons tot die groter belofte. Die twee groot beloftes wat ek nou gaan oor sê. Die een wat God vir Abraham gegee het in die heel eerste plek, dat ek jou God sal wees, dat almal wat deel is van jou, die ervaring sal hê dat ek hulle God is, dat hulle onder die seën van God sal leef en dat ek hulle sal verlos omdat hulle my eiendomsvolk is. En soms net dink aan die Nuwe Testament. Die Nuwe Testament is interessant dat hy meer die belofte probeer bevestig as reg deur die Ou Testament. Want dis die tweede belofte wat kom. Jesus. Die belofte van een wat God so naby aan ons kan bring. Dat ons met hom kan praat, dat ons die allerheiligste kan ingaan, dat ons die genade en die verlossing, die versoening kan ervaar, dat ons hoop kan hê, dat ons binne in teenwoordigheid kan leef, dat ons weet, dat ons lewe so kosbaar is, dat God toe uiteindelik ook homself op die spel geplaas het, om dit te kom gee. Dis die belofte. Dan dink ek aan al die ander beloftes wat in die Bybel voorkom. Wat kom om hierdie te kom onderstreep en te bevestig. So die belofte wat jy dalk voorop wag in jou lewe, wat jou ervaring binne jou verhouding met God was, dat dit vir jou beloof is. Hoe staan dit binne in hierdie verbondsformule? Binne hierdie groter belofte van God wat sê ek sal daar wees, ek sal oppas en ek sal gee presies wat jy nodig het. En dis ook hoe ons beloftes toets. Wanneer jy op 'n plek in jou lewe kom, waar jy dit ook bevraagteken, en God se belofte bevraagteken, God se betrokkenheid in jou lewe bevraagteken, dan doen jy dit juis vanuit daai plek. Maar deel van hierdie belofte is, wat uitgespreek word, met die koms en met die bevestiging van Jesus. En dit wil iets vir ons sê oor wie ons is. En dit sluit presies aan by dit wat hy vir Abraham gesê het. Sy eerste woorde half daar in Johannes 3 vers 16.
Want so lief het God sy mense gehad. So lief het God sy mense gehad. Dan terug na Jeremia 31. Ek het jou nog altyd lief gehad met 'n ewige liefde. So die volk van God, die eiendomsvolk van God, die volk wat hy sê, wat nou deel is van ons, want ons is die erfgename daarvan, die uitgesoekte volk is van God. Die God by wie hy beloof om betrokke te wees. Vir daai God sê hy, ek het jou lief met 'n ewige liefde. 'n Ewige liefde is liewer as wat ek en jy ons huweliksmaats of ons kinders het. As ek dink oor my eie lewe en my vrou en my seentjie, dan toe ons uiteindelik uitgevind het dat sy swanger is, was ons baie opgewonde en al klaar baie lief vir die klein ding, op die beste moontlike manier wat ons kan wees. Die ouers verstaan dit. Maar dis nie 'n ewige liefde nie. Want toe ek 2 jaar oud was, of 3 jaar oud was, of 5 jaar oud was, het ek geen begeerte gehad vir 'n baba nie, of vir 'n kind nie. Ek het waarskynlik nie eers die idee gekoester nie. Ek het nog nie eers waarskynlik die gedagte gekoester dat ek vir iets kan lief wees wat dalk eendag uit my uit sal kom of wat deel sal wees van my lewe. Never mind my kind, maar wat nog van my vrou ook. Daai liefde, hoewel dit wonderlik is en van God afkom en groot en magtig is dit nie noodwendig die ewige liefde waarvan God praat nie. Hierdie ewige liefde is Psalm 139 waar hy sê, in jou moederskoot het ek jou aan mekaar geweef. Van die begin af, toe niemand nog geweet het nie, het ek iets geweet van jou. Ewigheid was selfs voor dit ook. Toe ek met Abraham gepraat het, toe ek met hom 'n gesprek gehad het oor die verbond en die familie en my betrokkenheid en my liefde, toe het ek jou al lief gehad. En selfs al gaan jy dood en almal vergeet van jou, het ek jou steeds lief. En daai liefde is groter as hemel en aarde, want dit is my goddelike liefde. En niks wat ek en jy kan doen, Romeine 8, kan ons skei van die liefde van God nie. Hoekom? Want die belofte van liefde, wat tot vervulling gekom het, is nie iets wat in my en jou hande pas nie. En met dit bedoel ek, dis nie iets wat ek en jy vashou nie. Dis nie iets wat ons bestuur nie. Dis net iets wat ons ontvang. En raai wat, of ons wil of nie. Ons ontvang die liefde van God, want ons leef onder sy belofte. En daai belofte van God se teenwoordigheid, sy voorsiening, wat dan vervul word met sy verlossing en sy genade en sy gees en sy teenwoordigheid en sy sorg en alles wat daarmee saamkom. Dit is die groter belofte. Dis 'n belofte wat staan van die begin tot die einde. Gisteraand, toe ek nou klaar voorberei is, toe sit ek en kyk, ek weet nie of julle die skrywer Henry Nouwen ken, hy is 1996 oorlede, hy was 'n Rooms-Katolieke vader, maar eintlik maar meer ekumenies bedien. Baie insiggewende ervarings wat hy oor God skryf. En regtig die kerk se verstaan van God en van ons gebrokenheid in die teenwoordigheid van God, net om dit te verstaan, omdat hy regtig iemand was wat sy hele lewe gewy het aan God. Nou ek ken sy boeke en sy preke en alles wat daarmee saamkom, ken ek nou al so 'n bietjie, maar kyk die storie van sy lewe op YouTube. En ek dink by myself, ek staan nou van buite af en ek kyk na sy lewe van 64 jaar, min of meer. En ek hoor wat hy geskryf het oor God. En ek hoor hoe God betrokke was by hom. En ek hoor sy ervarings van God en ek hoor sy vrese.
en sy angs en sy depressie waarmee hy gesukkel het, sy worsteling oor die lewe. En iewers by my kom die gedagte op, vir hom, soos vir my en jou, was die beginbelofte daar, en die eindbelofte was ook daar. En ek wil net gou vir jou wys. En julle weet in my spaartyd skilder ek vir Portie, help ek hom. So ek teken verskriklik mooi, maar dink net gou aan die eerste belofte van God. Hy sê vir Abraham, jy sal deel wees van my huisgesin. Wat maak ons met mense wat in ons huis bly? Ons pas hulle op, ons versorg hulle. En dan hier met Jesus, baie mooi kruis wees. Met Jesus, kom sê, die was die vervulling. So, jy kry nou definitief als wat ek hier beloof het. There's no two ways about it. Jy gaan dit kry. Ek is nou by jou meer as wat jy ooit kan verstaan. Maar die kruis wil ook iets dui op ons eie dood, op ons eie lewe. Dat ons eventueel gaan doodgaan. Dit is hoe dit is, ons kan nie van dit ontslaa raak nie. Maar dat daar verlossing is, dat daar vergifnis van sondes is, dat daar hoop is na die graf. Dat ons letterlik vir die vreesaanjaendste ding ons lewe nie hoef bang te wees nie. Want ons gaan dood en ons gaan lewe weer na dit. Nou hierdie belofte slaan terug na hierdie belofte. En hierdie belofte dui vorentoe op daai belofte. En wat gebeur hier in die middel? Hierso leef ek. Jy skryf nou jou eie naam daarin. En ek kom toe die wonderlike besef dat hierdie belofte vas staan en hierdie belofte vas staan. So ek kan maar net leef hier in die middel. Slap bang in die middel van twee beloftes leef ek. Ek kan leef met vrymoedigheid en met vreugde, want ek is deel van sy gesin. In enige verwondheid, iets wat mense van jou sê, of mense wat jou afskie, of die feit dat jy vriendskappe of wat ook al verloor, dan keer ek terug hiernatoe. Ek is deel van 'n groter familie. Ek is deel van 'n groter verlossing. As ek bang is vir die lewe, en ons is bang, want ons leef in ontsettende vreemde tyd, dan keer ek terug na die. Hy het mos gesê hy sal by my wees. Maar ek keer ook terug na die. Ek het 'n ewige huis. Ek keer terug hiernatoe wanneer ek droog gemaak het en ek voel God het my nie meer lief nie, dan sê ek, maar onthou jy hierso. Ek het jou lief, jy staan tussen hierdie beloftes. Al wat ek regtig van jou wil hê, is dat jy sal leef. Want jy staan onder my belofte. Hierdie ding, hierdie wonderlike skets, herinner my dat vrees weg is. En dat wanneer ek vrees het, dan hardloop ek terug na die beloftes toe en ek kom rus in dit. Dat die angs en die onsekerheid van die lewe gevul word deur die sekerheid dat ek die het en niks sal dit van my en jou af wegvat nie. Kom ons leef net uit dit uit. Ons het hierdie storie in die middel so kompleks gemaak. So dreinerend. Dit is so verskriklik moeilik soms vir ons om te leef. Want die onsekerheid is te groot, die spanning is te groot, die vrees is te groot. Maar ek dink dit is omdat ons nie rus in die beloftes nie. Ek dink dit is omdat ons terugkeer na beloftes wat ons vir onsself maak, hoe die wêreld ons interpreteer, hoe ons onsself verkeerdelik interpreteer, wat ons het of nie het nie, of waar ons kommer het, of wat ook al die situasie. Maar wil jy nie onder hierdie reënboog van God se beloftes net kom rus? Want God hou self sy beloftes in stand. Jy is deel van sy huisgesin. Jy is verskriklik kosbaar. Henry Nouwen sê in een van sy laaste preke voor hy gesterf het, en ek gaan dit nou parafraseer. Hy vertel van sy geloof. En hy sê binne in hierdie 64 jaar van geloof en pad wat ek stap saam met die Here,
is die sentrale tema van my lewe en my verhouding met God, dat ek die geliefde is van God. Ek en jy is die geliefde kinders van God. En die bevestig dit vir jou. Jy val terug op dit. In elke oomblik van onsekerheid val jy terug op dit. Want dit bevestig. Jy het 'n plek in hierdie wêreld en jy het 'n plek in die ewigheid. Dit bevestig nie jou vrese nie, dit veg teen jou vrese. Dit gee vir ons die oorwinning oor die lewe ook al, met al sy nonsens. Want die belofte staan groter. Kom ons bid saam met mekaar. Here, ons kom fokus op u belofte. Dit aan die een kant. Aan die ander kant is ons so bewus van ons menswees en dalk ons tekortkominge en ons begeertes en dit wat ons net kort om te survive. Maar jy sal my volk wees en ek sal jou kind wees. Jy sal my kind wees en ek het jou lief met 'n ewige liefde. Help ons, Here, dat ons vashou aan dit. Ons eer U, Here, omdat ons net kan terugstaan en dat U ons vashou. Dat ons daar onder die reënboog van die belofte staan in U oorwinning, Here. Amen. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al U werke elke dag aanskou,
jy 'n baie wonderlike en geseënde week hê. Voordat jy weghardloop, kom drink jy saam met ons koffie. Mag die genade en vrede van God, ons Vader, jou Pa, die liefde van Jesus Christus en die krag en die teenwoordigheid, die by jou wees van die Heilige Gees, jou herinner aan God se belofte. Amen.